Hallo en welkom terug by ons week van Pinkster in jou huis. Ek gesels vanaand met jou oor vryheid. Die woord van die Here sê vir ons in 2 Korintiërs 3 vers 17, die Here is gees, en waar die gees van die Here is, daar is vryheid. Die Here is gees, dit weet ons, God is gees, hy is nie in die fisiese riekelm soos ek en jy op aarde leef nie, en waar hy is, daar is vryheid. En dit beteken dat wanneer die gees van die Here werk, het ons minder te doen met die goed wat ons bind en meer te doen met belewennisse van vrymaking. En nou hierdie is nie net bevryding sogenaamd wat ons meer sou kennis van neem in sekere bedieningsomgewings nie. Hierdie is bevryding ook, maar bevryding aan iets. Hierdie is vryheid, vrymaking. En dit beteken doeteenvoudig dat my lewe nie meer bepaal word, geïntimideer word, gemanipuleer word of gedikteer word deur 'n gebrokenheid of 'n verwysing na my verlede of een of ander dogmatiese of teologiese sisteem wat my sou inhibeer en beperk in my belewenis van God nie. Dit beteken wel dat ek vry is aan die wil van die Here. Vryheid beteken waar die gees van die Here is, doen ons die wil van die Here met 'n vrymoedigheid, sonder beperking, en ons beleef die vervulling van God se wil in ons lewens. Waar die gees is, daar is vryheid. Die profesie rondom Jesus se koms uit Jesaja word herhaal in Lukas, en ek lees dit vir jou. Dit sê die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hartes te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig, en aan blindes herstel van sig, om die wat gebroken is, in vryheid weg te stuur, om die aangename van het jaar van die Here aan te kondig. Lukas 4 vers 18 tot 19. Nou, Jesus quoteer self vir die woorde uit Jesaja uit, wanneer Jesus aan die woord is in Lukas 4. Jesus sê, ek het gekom om hulle wat gebroken is, in vryheid weg te stuur. En dit beteken nie dat Jesus sê, dat ek net mense wat stikkende ledemate het, of wat seer gekry het in een of ander voorval, wil heel maak nie, maar dit beteken dat hulle wat gebroken is, met ander woorde, waar my gees gebroken is, waar my gemoed gebroken is, waar my menswees gebroken is, dat ek weggestuur kan word, nadat ek met die gees van die Here te doen gehad het, in vryheid. Dit beteken in 'n groot mate ook, dat God deur die koms van sy gees, en waar die gees van die Here is, mense herstel na hulle oorspronklike self toe. Wanneer mense gebrokenheid beleef, word ons beroof van iets. Ons word beperk in sekere dele van ons lewens. Daar's aspekte van ons lewens wat nie voluit en my vrymoedigheid kan deelneem en funksioneer nie. En die gees van die Here bring heling en vrymaking in daardie areas waar ons nie ten volle onsself kan wees nie. Kan ek meld dat sonde in my lewe, wêreldse gewoontes wat skade maak aan verhoudings, wêreldse maniere, wêreldse betrokkenheid, alles my beperk om voluit te wees wat ek veronderstel is om te wees, dat dit alles 'n beperking en 'n rooftog vrystel binne my lewe om voluit te kan deelneem aan wat God bedoel het ek moet wees. Net die gees van die Here, net waar die gees van die Here is, kan mense leef in die volheid van wat hulle bestem was om te wees. Ons kan vanaand so prakties wees om die tafel in hierdie gesprek. En wanneer die gees van die Here kom, bid ons vir mekaar dat ons kan wees wat God ons bestem het om te wees. Om die beste weergawe en die vryste weergawe en die vrymoedigste weergawe te word van wat God bedoel het toe hy jou bedoel het. Ons sal vir mekaar bid om ten volle te kan wees wat ons geroep is om te wees, om God se wil te verstaan en te kan doen en te kan lewe beleef in oorvloed. Kom ons bid vir mekaar. Vader, dankie dat ons in hierdie oomblik, voordat ons vir mekaar die hande gaan oplê en die hande gaan vat om die tafel of in die sitkamer waar ons ook al is, kan bid dat die gees van vryheid sal kom, dat hy ons sal vrymaak om te word en deel te neem aan wat hy bepaal het ons moet wees. Kan by van ons baie vrae opbring oor wat is ek veronderstel is om te wees, maar u gees van wysheid sal dit ook openbaar. Here, bring ons op die plek wat ons kies om deel te neem aan wat u bedoel het, toe u ons bedoel het, in die naam van Jesus. Amen.